Ek lees vir jou 'n pragtige gedeelte uit Daniël hoofstuk 6. En ek praat met jou oor wanneer God my verdedig. Ons skrifgedeelte kom uit Daniël 6 vers 17 tot 23. Ek lees dit in die 2020 vertaling. Daarop het die koning opdrag gegee en hulle het Daniël gebring en in die leeukuil gegooi. En die koning het vir Daniël gesê: jou God wat jy voortdurend dien, mag hy jou red. 'n Klip is gebring en op die opening van die kuil geplaas. En die koning het dit met sy seelring en die seelringe van sy maghebbers verseël, sodat niks omtrent Daniël verander sou word nie. Die koning het daarna na sy paleis gegaan en die nag deurgebring deur te vas. Geen kos is vir hom gebring nie en slaap het hom ontwyk. In die oggend, teen die eerste lig, het die koning opgestaan en haastig na die leeukuil gegaan. Terwyl hy nader aan die kuil kom, het hy na Daniël geroep met 'n angstige stem. Die koning het vir Daniël gesê: Daniël, dienskneg van die lewende God, was jou God wat jy voortdurend dien, in staat om jou te red van die leeu's. Daniël praat toe met die koning: O koning, leef vir ewig. My God het sy engel gestuur en hy het die bekke van die leeu's gesluit, sodat hulle my geen leed kon aandoen nie, omdat ek voor hom onskuldig bevind is. Op 62-jarige ouderdom het Darius koning van Persië geword. Die grondgebied waaroor hy geheers het was enorm, bietjie meer of 'n bietjie groter as 6 keer Suid-Afrika se grootte, en dit het uit baie provinsies bestaan. En hy het 120 satrape, verteenwoordigers, aangestel wat hom in al hierdie provinsies kon verteenwoordig, amper soos Suid-Afrika se 9 provinsies wat elkeen sy eie premier het. Bo-oor hierdie satrape, hierdie 120 verteenwoordigers, het die koning ook 3 toesighouers aangestel, waarvan een die Jood Daniël was. Nou, daar was 'n buitengewone gees in Daniël gewees. Die King James vertaling sê, there was an excellent spirit in him. En daarom wou die koning Daniël oor sy hele koninkryk aanstel, sodat Daniël tweede in bevel net onder die koning sou wees. Maar die ander toesighouers en die verteenwoordigers was jaloers gewees op Daniël en hulle stel 'n lokval vir hom. Hulle kom met mooi praatjies na koning Darius toe en hulle streel die koning se ego. Hy moet 'n wet afkondig vir die volgende 30 dae. Mag niemand tot enige god bid behalwe tot die koning nie. Vir die volgende 30 dae, o koning Darius, mag mense tot geen ander god bid behalwe tot u nie. Hulle het baie goed geweet dat Daniël nooit die knie sou buig voor enige ander god as die God van Israel, die enigste ware, lewende God nie. Hulle was jaloers op Daniël en stel vir hom hierdie stryk. Jaloesie maak van ons lelike mense. Ons sal eerder iemand afdruk as ophelp. Ons ervaar dit in ons families. Ons ervaar dit tussen ons vriende. Ons ervaar dit tussen ouers wat kompeterende kinders in 'n skool het. Ons ervaar dit veral
tussen ons kollegas, by ons werke. Hulle sal 'n gerug oor jou versprei. Hulle sal jou probeer dwarsboom en ondermyn. Hulle sal jou lewe op elke moontlike manier probeer hel maak. Hulle sal goed sê wat jou in onguns bring. Hulle sal mense aan hulle kant probeer kry en 'n alliansie vorm teen jou probeer uitwerk. Jaloesie is nie 'n vrug van God se gees nie. Dis 'n werk van ons sondige, vleeslike natuur. Koning Darius was eintlik baie gaande gewees oor Daniël. Baie van Daniël gehou en hom bewonder, baie respek vir hom gehad. En hy sou wat wou gee om Daniël te kon red. Maar die wet wat hy afgekondig het, was 'n wet van Mede en Perse, wat beteken dat hierdie wet onherroepbaar en onveranderlik was. Hy kon net mooi niks daaraan doen nie. En daarom het hy geen ander keuse gehad as om Daniël in die leeukuil te gooi nie. So 'n leeukuil was gewoonlik deel van die koninklike paleiskompleks gewees. Dit was in alle waarskynlikheid 'n ondergrondse kelder, so plus minus 6 meter diep en min of meer 9 meter in omtrek. En dit het gladde wande, rotswande of mure gehad, sodat jy nie teen die mure kon uitklim nie. Van bo af was daar 'n nou ingang. En is deur hierdie nou ingang wat Daniël in die leeukuil ingegooi is. Dadelik het hulle 'n klip, 'n swaar klip bo oor die opening gerol en die klip is verseël, die opening is verseël met die koninklike ring, sodat niemand Daniël sou kon kom help nie, want dan sou hulle die klip moes wegrol en die seël sou gebreek word en hulle sou weet daar was vuil spel en jy kon dan in die leeukuil beland het. Gewoonlik het hulle ook voor so 'n teregstelling die leeu's uitgehonger, sodat Daniël letterlik tussen 'n klomp honger leeu's ingegooi word. Daar was geen uitkomkans vir Daniël nie. En ek wil hê dit moet by jou insink. Daar was vir hom geen uitkomkans nie. Hoe moes hy gevoel het? Wat moes binne in hom gebeur het in daardie oomblikke? En daar's twee goed wat by my opkom. Eerstens, 'n gevoel van absolute magteloosheid. Daar's net mooi niks wat ek kan doen nie. Tweedens is 'n gevoel van angs. Absolute angs. En angs doen gewoonlik een van twee dinge met ons. Of dit maak dit ons veg. Of dit maak dit ons vlug. As jou respons, jou angsrespons is om te veg, dan is jy soos 'n kat wat in 'n hoek vasgekeer word en jou hart klop verskriklik vinnig en die naels kom uit en jy maak blaasgeluide en jy wil net jouself verdedig en beklei, maar is alles net hierdie stuk angs binne in jou wat jou so op verdedigings plaas en jou naels laat uitkom en jou wil laat beklei. Maar angs kan jou ook laat vlug, weghardloop. Ek wil nie hierdie situasie face nie. Ek wil so ver as moontlik van dit al wegkom. Ek vermy dit met alles wat binne in my is. Ek sal eerder in die bed gaan klim en die kombers oor my kop trek
en hoop dat alles net verbygaan. En jy kan sien dat hierdie reaksie jou baie vinnig na depressie toe kan vat. Daniël moes uiters magteloos gevoel het en angs. Maar vir hom was veg of vlug nie eers 'n opsie gewees nie. Ons kry dieselfde by die Here Jesus in die tuin van Getsemane, toe die uur van sy kruisiging aangebreek het. Wat gebeur met Jesus? Daar in die tuin van Getsemane, in die donkerte, hier amper teen skemer, kruisiging wat voorlê. Ons lees in Lukas 22 vers 44, dit is Jesus, is deur intense angs oorval. Hoor mooi. Angs is nie noodwendig 'n teken van swakheid nie. Dis 'n menslike reaksie. Selfs die Here Jesus is deur intense angs oorval. En vir hom, net soos met Daniël, was daar ook nie 'n veg of 'n vlug opsie gewees nie. Want sy vriend Judas daag in die tuin van Getsemane op met 600, 'n kohort van 600 soldate. En hy verraai Jesus met 'n soen. Hoe kon Jesus teen dit veg? Met die handjievol disippels wat by hom was? Waarheen vlug hy? So wat doen ons in so 'n situasie? Wat doen ons as ons in so 'n situasie kom waar jy absoluut magteloos voel? Jy's oorweldig deur angs en jy kan nie eers veg of vlug nie. In so 'n geval is daar vir ons net een antwoord. En dit is om te bid wat Jesus gebid het. In Lukas 22 vers 42, waar hy bid en sê, laat nogtans nie my wil nie, maar u wil geskied. Ek gee myself nou volkome oor aan u wil. Daniël het dit gedoen, Jesus het dit gedoen, ek en jy moet dit ook doen. Here, daar's niks wat ek kan doen nie. Ek gee myself nou volkome oor aan u wil. Laat u wil geskied. Nou is nie die tyd om hulp te gaan soek by vriende nie, want vriende kan jou nie help nie. Nou is nie die tyd om 'n plan te probeer maak, om te kyk of ek nie dalk iets aan die situasie kan doen nie, want watter plan jy ook al maak, gaan geen verskil maak nie. Nou is die tyd wanneer die enigste oplossing, die enigste antwoord is as God in sy almag en in sy soewereiniteit, en dat jy moet dit verstaan, het dit niks te doen met my vermoë, my planne, my vriende, my koneksies. Hierdie is God, wat in sy soewereiniteit, sy almag kom, en self die bekke van die leeu's toesluit. Die parallelle tussen Jesus en Daniël is opvallend, dis treffend. Beide van hulle bevind hulle self in die dood. Daar's geen manier
waarop Daniël die leeu's in daardie leeukuil sou kon oorleef nie. Daar's ook geen manier waarop die Here Jesus die kruis sou kon oorleef nie. Beide van hulle bevind hulle self in 'n graf. Daniël in 'n kelder 6 meter onder die grond. Jesus in 'n rotsgraf. In albei gevalle word daar 'n klip voor die opening gerol. Daniël se klip word verseël met die koning se ring. Jesus se klip word bewaak deur Romeinse soldate. En in albei gevalle is dit God se gees wat kom. Daniël sê, die engel van die Here. Met ander woorde, die gees van die Here het gekom. En hy het die bekke van die leeu's toegesluit. Die gees van God het gekom en Jesus uit die doodheid opgewek. Die Here onse God kan, as dit moet, selfs uit die dood uit opwek. Hoe dood is die situasie waarin jy op die oomblik is? Hoe hopeloos is dit? Is daar vir jou geen uitkomkans? Is daar vir jou geen hoop nie? Is dit verby met jou? Dan ken jy nog nie die God van Daniël nie. Dan ken jy nog nie die God van Jesus Christus, wat selfs uit die dood uit kan opwek nie. Maar daar's 'n sleutel in hierdie gedeelte. En ons kry dit in Daniël se woorde in vers 23. Hy sê vir die koning, hy sê, die leeu's kon my geen leed aandoen nie, omdat ek voor hom, voor God, onskuldig bevind is. 1 Timoteus 3 vers 16 sê van Jesus, dat hy, Jesus, is regverdig bewys deur die Gees. Wat bedoel hy? Jesus is regverdig bewys deurdat die Heilige Gees hom uit die dood uit opgewek het. Daniël se beskuldigers het hom skuldig gevind en hulle het hom vir die leeu's gegooi. Maar God het Daniël onskuldig bevind en die leeu's se bekke toegesluit. Jesus se beskuldigers het hom skuldig bevind en hom gekruisig. Maar God het Jesus onskuldig bevind en hom uit die dood uit opgewek. Ek sluit af. Wat moet ek doen as ek in 'n situasie is waar daar mense is wat my skuldig maak aan goed waaraan ek nie skuldig is nie, en ek is net eenvoudig magteloos teen al hierdie aanklagte, teen hulle jaloesie teenoor my, of hulle vendetta teen my, of hulle hou dalk net nie van my nie, en hulle probeer my uitwerk, en ek is magteloos, hulle het die hef in die hand, en ek staan weerloos. En ek noem vir jou 'n paar dinge vanuit hierdie boodskap. Die eerste is, ek en jy kan nie keer dat mense ons onregverdig behandel en probeer om ons lewens te verongeluk nie. En dit kan regtig so erg word dat jy net mooi niks daaraan kan doen nie.
Tweedens, dit is menslik om in so 'n situasie angstig te word. Dit is menslik om beangst te word wanneer so iets met jou gebeur. Selfs die Here Jesus is deur intense angs oorval. Derdens, maak seker dat jou saak met die Here reg is. Dat jou gewete skoon is. Dat jy voor God onskuldig is. Dat jou hart rein is. Dat jou hande onbevlek is. Maak seker dat jy en dat jou saak met die Here reg is. Vierdens, vermy die versoeking om sake in jou eie hande te neem. Hoor mooi. Die oomblik as jy probeer om sake in jou eie hande te neem, wat gewoonlik gebeur is, ons vererger dit, ons maak dit net soveel erger. Vyfdens, in plaas daarvan om sake in jou eie hande te probeer neem, verlaat jouself volkome op die Here. Volkome. Gee jouself geheel en al oor. Here, nogtans nie my wil nie, maar U wil. Ek vertrou op U, al beteken dit dat ek in die leeukuil gegooi word. Ek vertrou op U, al beteken dit dat ek aan 'n kruis vasgeslaan word, soos 'n misdadiger. En dan laastens, dit is juis hier waar God tot jou verdediging kom. Dit is juis daar waar jy sterf. Daar waar dit absoluut hopeloos is. Daar waar jy gedink het, dis verby. Dis juis daar waar God tot jou verdediging kom. Dis daar waar die Here die leeu's se bekke sluit. Dis daar waar hy selfs uit die dood uit kan opwek. Plaas jou vertroue op hom. Hy is die een wat jou kan verdedig. Beter as enigiemand anders.